Halleluja. Goeienaand broers en susters, welkom weer eens by Huis van Gebed. My naam is Ben Arnold en ek is baie lief vir die Here, ek lewe net vir die Here. En ja, omstandighede baie maal kom ons pad langs wat jy ook maar swaar trek. Men dit gaan nie altyd klop, dat sal boom nie, dit gaan nie altyd dat die mens sal sê, dit gaan goed nie. Want nergens in die woord sê die Here, as jy 'n kind van die Here is, dat dit sal goed gaan nie. Maar dat die Here sal nie laat ons bo ons magte versoek sal word nie. God sal vir ons altyd die krag gee. En vandag, net so vir interessantheid, toe kom ek op die telefoonnommer van die Here af. Nou neem my broers en susters, dit is nou nie daai ou wat die selnommer het van die hemel nie. Nee, dit is Jeremia 33 vers 3. Dis die telefoonnommer. En ek sal baie graag vir dit wil lees. Hy sê, roep my aan en ek sal jou antwoord. Roep my aan en ek sal jou antwoord. Dit is toch mos maar 'n telefoon. Ek meen, as jy bel, dan antwoord die persoon aan die ander kant. En hier sê die Here, roep my aan en ek sal jou antwoord. En jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie geweet het nie. Want so sê die Here, die God van Israel, met betrekking tot die huis van hierdie stad, die huis van die koning van Juda, wat omgegooi is as verdelging teen walle en die swaard. En dan kom hy hier verder aan en sê hy, kyk, ek laat vir die stad genesing en gesondmaking tot stand kom. Dis vers 6. En ek sal hulle gesond maak en aan hulle openbaar 'n oorvloed van diersame vrede. En ek sal aan hulle openbaar 'n oorvloed van diersame vrede. En ek sal die lot van Juda en die lot van Israel verander en hulle bou soos tevore. Is dit nie 'n wonderlike God wat ons dien nie? Die Here haal alles wat onheilig is, haal die Here uit. Die Here verwyder dit. Dit is soos onkruid in jou tuin. Jy verwyder die onkruid. En in die plek van die onkruid plant die blomme en al die mooi goed. En dis presies wat die Here doen. En hier kom die Here en hy sê, ek sal hulle weer, hy sê, en dan sê vers 8 sê, en ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig het, en vergewe al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig en teen my oortree het. En die stad sal vir my wees soos 'n vreugdevolle roem, 'n lof en sieraad by al die nasies van die aarde, wat sal hoor van al die goeie wat ek aan hulle doen. En hulle sal bewe en ontroer word oor al die goeie en oor al die vrede wat ek daaraan bewys. So my broers en susters, as jy in nood is, onthou die telefoonnommer, Jeremia 33 vers 3. En baie mense sal wonder, Ben, waar kom jy aan die telefoonnommer? Dit was net vir my so mooi geweest om te dink, dat in 'n mens se nood, dan is ons so geneig om oral te soek in goeders, en 333, Jeremia 33 vers 3, roep my aan jou dae van benoudheid. Weet jy, ons moet nie, ons moet bid, ons kan bid, ons kan baie dinge doen, maar ons moet nie net Jeremia 33 vers 3 ken, of gaan lees as ons in verknorsing is nie. Ons kan die Here ook dankie sê vir al die beloftes, wat hy daar beloof het, dat die ongeregtighede wat in daai stad plaasgevind het, die ongeregtighede wat in my lewe plaasgevind het, en in u lewe plaasvind, dat die Here sê, kom, en ek kom maak het skoon. Die Here kom maak het skoon. En die Here vind weer plesier in 'n mens se lewe.
as jy jou lewe vir God gegee het, dan kom die Heilige Gees en die maak jou lewe skoon, hierdie stad waar die Heilige Gees in kom woon. Ons moet nie vir onsself net sien as dit die ekse tempel van die Heilige Gees nie. Ons moet begin 'n stad word vir die Here, want ons moet onsself so oorgee in die dinge van die Here. Ek wou gisterand wil ek 'n boodskap gebring het, maar toe voel ek net dit sal nie lekker net ingepas, maar ek dink dit pas ook by vanaand se boodskap in, van die 10 maagde, die 5 wat extra olie gevat het, die ander 5 wat net hulle lampe vol olie was. En terwyl hulle gewag het vir die bruidegom om te kom. En vandag sit ek en wonder ek, hierdie Jeremia 33 vers 3 nou. Baie mense het net genoeg olie. En dan terwyl ons in die kerk die Here dien, terwyl ons lewe vir God gee op hierdie aarde, dan verkoud 'n mens, en as jy verkoud is van jou olie opgeloop het. Ek dink aan hy koortjie, give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil. En dis Here, geef my net die salwing, geef my net, ek dink dis wat Dawid ook sê, Here, moenie die salwing weg, moenie die Heilige Gees wegvat nie, want dis die salwing in ons lewens, dis daai olie wat ons aan die brand hou vir God, is die Heilige Gees. En weet, my broers en susters, soveel mense kom jy agter, dat die Gees van die Here nie meer werklik waar so in hulle brand nie. Daar is nie meer daai regte vurige brand, daai vurige liefde vir die Here binne in hulle nie. Daar is nog 'n liefde wat daar is, hulle gaan nog op na die huis van die Here toe, en hulle aanbid die Here, en hulle sit op hulle plekke. Maar is dit wat die Here werklik van ons verwag? Laat ons net moet kerk toe gaan, laat ons maar net op ons banke sit, en ook maar 'n koortjie of 2 saam sing, 3, 4 koortjies, en ook ons hande opsteek en die Here aanbid. Maar ek het in die 80's het ek geleer wat dit is om die vurige liefde van die Here in jou lewe te kry. Daai opgewondenheid as jy hoor die naam van Jesus, jy raak so excited in jou binneste, dat ja, ek onthou eens goed, ek dink ek het dit al genoem, waar ons vriende raak geloop het, wat ons die sondag en die vorige sondag in kerk raak geloop, en maar nie week, toe loop ons al in Klerksdorp raak, en ons groet mekaar, en ons gesels, en die eienaar van jou wil vra, het julle mekaar lanklaas gesien? Ons sê nee, ons het mekaar sondag gesien. Maar dit is die vurige liefde van God in ons binneste. Dit is die vurige liefde as ek my broer in die Here sien en my suster in die Here sien, dat jy so opgewonde om net te hoor wat het gebeur van sondag af, kom ons sê tot donderdag toe, dat julle nou raakloop. En so deel jy die woord van die Here, want dis die vurige liefde van God in jou en in hulle, dis soos die Gees, die Heilige Gees uitroep. Weet jy, dit laat my dink aan 'n boodskap eens kort wat ek gepreek het van, dis 'n bees wat daar bo in die berge is, en sy kalver is hier onder in die vallei, en as daai bees daar bo in 'n bulk, en dan hierdie kalver hier onder, en dan gaan daai kalver hier op, en daai bees kom af, en hulle ontmoet mekaar langs die pad. En dis presies hoe die Heilige Gees werk. Dis hoe die Gees van God uitroep na God toe, en hoe die Here terug antwoord. En dis hy vurigheid tussen werklik waar kinders van die Here. As jy by mekaar kom en jy vat mekaar se hande, jy wil amper nie eens jou broers hand los, en ja, baie maal groet jou susters ook, want almal is hier baie gemaklik as jy vir hulle 'n drukkie gee nie, maar dan vat jy hulle hande ook en jy groet hulle, en so smeer jy die salwing van die Here van die een na die ander af. So dra ons die salwing van God oor. Weet my broers en susters, as jy net so by jou broer staan,
as 'n broer nou, en jy vat ons om die skouer en sê, weet jy wat, die Here is lief vir jou. En terwyl jy so staan, dan smeer jy die salwing van God af en sê, Here, ek salf hierdie broer vir my. Hy hoef dit nie eens te weet nie. Here, ek salf hom met die liefde van die Here en die vreugde van God. Laat hy nou net daai ervaring hier binnekant kry. Weet jy, my broers en susters, dis ons steek hy vuur net aan die brand vir die Here. Ek dink dis wat vanaand die boodskap wat ek wil bring is. Kom by die telefoonnommer van die Here uit Jeremia 33 vers 3. En ons roep die Here aan en vra, Here, gee vir ons daai vurige gebed, daai vurige liefde van U. Halleluja. Dankie my broers en susters. Mag die Here vir u seën. Mag jy 'n wonderlike week hê. En mag die Here se genade oor die huis wees en oor die besigheid en oor jouself wees. En ek spreek seën oor die lewe uit in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Tot môre toe. Prys die Here. Halleluja.